Goeiedag, wat 'n voorreg om saam te reis uit die Here se woord. 'n Ruk gelede bel 'n telebemarker my en sê, ons kan jou help om ryker te word, om nog meer geld te hê. Voordat ek dink, sê ek vir hom, ek het nie nog geld nodig nie. Hy is vir 'n oomblik so half uit die asem geslaan en hy sê vir my, nie almal is so bevoorreg soos ek nie. Waarop ek vir hom antwoord, ek het nie gesê ek het baie geld nie, ek het gesê ek het genoeg. Elke keer as ek hierdie verhaal deel met medegelowiges, kry ek dieselfde reaksie. Ons wens ons was so bevoorreg soos jy. Dan vra ek altyd vir hulle, maar ken julle Psalm 23 vers 1? Of struikel julle oor vers 1b? Ons almal ken Psalm 23, die Here is my herder. Maar net die volgende woorde sê, ek kom niks kort nie. En ek wil dit graag glo en beoefen. Ek dink dit is die normale geloofslewe, dat ek tevrede is. In elk geval, wanneer genoeg ter sprake is, het nie een van ons ooit genoeg nie. Ons almal het te min, ons almal kort nog iets. Nie een van ons is tevrede met ons besittings as dit 'n norm sou wees nie. In elk geval in Suid-Afrika is die broodlyn skaars R800 per maand. Wie van ons kan daarmee uitkom? Wie van ons kan met ons salaris uitkom? Soos 'n vriend van my een keer gesê het, ek wens ek kan bekostig om te leef soos wat ek lewe. Feit is, die Here sê, hy gee genoeg daaglikse brood. Ons bid daarvoor in die Ons Vader. Ons vra, gee vir ons vandag ons daaglikse brood. En God sê, hy doen dit op sy terme. Hy gee genoeg, sodat ons ook iets kan deel. Ja, jy het reg gehoor, ons kan ook deel. En nou het ek ook nog iets agtergekom. Wanneer ek ooit praat of preek oor vrygewigheid, dan hoor ek gereeld dat mense vir my sê, dis nie so maklik nie. Twee groepe is altyd ongelukkig as vrygewigheid ter sprake is. Die wat het en die wat nie het nie. Die res is tevrede, lyk my. En tog is dit presies wat Jesus leer. Dat wanneer ons in God se ritme, binne sy ekonomie, in sy hartklop lewe, dan weet ons het 'n hemelse Vader, wat altyd vir ons sorg, wat op die regte tyd gee, wat ons nodig het. Ons weet nie wat is genoeg nie, ons het nooit genoeg nie, God weet. En wanneer ek sê, hy is my Vader in die hemel, dan vertrou ek hom met daaglikse brood, ek vertrou hom met ewige brood, ek vertrou hom met alles wat ek nodig het, van tone tot kop, van hart tot verstand, vertrou ek die Here om te voorsien. Dit is tog wat geloof is. Geloof is nie net om God te vertrou vir die ewige lewe nie, maar om hom te vertrou vir hierdie lewe ook. En daarom, op 'n dag wanneer mense na Johannes die Doper toe kom, en vra wat moet hulle doen om God se oog te vang, wat moet hulle doen om goeie lewens te leef, lewens wat tel, lewens wat registreer, dan gee nie vir hulle 'n klomp geestelike beginsels, 'n klomp geestelike beginsels wat hulle iewers ver van die regte wêreld af moet gaan doen nie. Hoor net wat sê hy vir die arme mense. Hy sê vir hulle in Lukas 3 vers 11, wie 2 kledingstukke het, moet een deel met iemand wat nie het nie, en wie kos het, moet dieselfde doen. Hy begin nie by die ryk mense nie, hy begin by die armste van die armes, en hy sê, julle het ook iets om te deel. En of jy ryk is en of jy arm is, of jy min op jou naam het en of jy baie op jou naam het, of jy jouself as 'n tekortkommer beskou wat nog iets kort kom, en of jy jouself as 'n geseënde beskou wat genoeg het, jy het altyd iets om te deel. Johannes sê, as jy 2 stelle klere het, het jy 1. As jy 'n bietjie kos het, kan jy deel. Daar is altyd iets om te deel. Maar bo alles deel ons hart. Ons gee onsself. Ons gee onsself aan die Here.
Ons gee onsself aan ander. Dit is die grootste vrygewigheid. Ons dien 'n God wat vrygewig is, wat oordadig is, wat vir ons te veel gee. Hy moes ons eintlik net eendag op 'n slag gered het. Toe gee hy vir ons ewige lewe. Hy moes ons eintlik net so nou en dan geseën het. Toe seën hy ons met alle geestelike seëninge wat daar in die hemel is in Christus, soos wat Paulus in Efesiërs 1 sê. God bederf ons. Hy trek ons almal voor. Hy gee te veel. Hy gee dit aanhoudend. En daarom het ons altyd iets om te deel. Ons kyk nie wat ons op ons naam het soos wat die res doen voordat ons weggee nie. Ons kyk wat ons in God se naam het en dan deel ons. Dis wat die arm weduwee doen in Lukas 21 oor wie Jesus hande klap. Sy het gegee wat sy het. Sy het uit haar gebrek gegee. En toe sien God dit en toe jubel en juig hy saam met haar. Jesus sê vir ons het altyd iets om te deel. Ons het altyd 'n oop hand en 'n oop hart, want ons is aangeraak deur God. Ons kan nie onaangeraak lewe nie. Ons kan nie vir mense sê, kom volgende week terug en dan help ons jou nie. Die Spreukeboek sê, dit wat ons vandag moet doen, dit moet ons doen. Vandag moet ons deel elke stukkie brood op ons tafel en elke stukkie geestelike brood in ons harte. Die Here het vir ons genoeg gegee, sodat daar oorskiet is, sodat daar te veel is om te deel. Kom ons vra vir hom om ons hiermee te help. Liewe Here, maak ons mededeelsaam, maak ons gasvry, laat ons vanuit die oorvloed wat ons in ons lewe beleef, ruim met ander mense deel, in Jesus se naam. Amen.